Dit is die woord van die Here wat gebedien gaan word deur ons Pastor Hilton de Bruin. Ek gee onmiddellik oor aan die worship team om vir Pastor op te tel met 'n lieflike lied. Die bares, kom ons trek ons gedagtes hemelwaarts en ons beding die dinge van daarbo. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding
it all. Have it all. Have it all of me. Have it all. Have it all. Have it all. Yes, hallelujah. All of me. Have it all. Have it all. Have it all of me. Thank you for your I'm presence. coming back to the heart Thank you for your of glory. worship, where it's all about That you set up. It's all about set it apart for us. Jesus. I'm sorry, Lord, for You the pour out things I your made. glory over us. It's all about you. It is all It's all about all about you, you, Jesus. Jesus. I'm coming back to the You did us heart of worship, unconditionally. where it's all about you. Thank you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, Lord. It's all about you. I'm coming back to the heart of where it's all about you. All about you, Lord. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. All about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. All about you, Lord. It's all about you. All about you, Jesus. Thank you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Thank you, Holy Spirit. It's all about you, Lord. Thank you, Jesus. It's all about you, Jesus. Kom ons gee die Here so prys. Hallelujah. All about you, Jesus. All about you, Jesus. All about you. It's all about you. All about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Kom ons gee die Here net so prys. Lord Jesus. Thank you, Jesus.
mag sit, geliefdes. Thank you, Jesus. It's all about you. Thank you, Jesus. Jy wat dalk vanoggend nie voel om saam met ons te aanbid nie. Dit is so lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Het is lekker om jou hande op te steek. Die atmosfeer te verwelkom in u lewe. Dalk moet u net so 'n bietjie u hande lig. U sit net daar, dan lig u hande so. Terwyl die worship team net so harmonise in die agterkant. Dus waai net so 'n bietjie u hande. It's all about you. It's not about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Kom ons doen dit nou vir die laaste maal. Al twee hande as die kans. It's not about me. Net as u kan. It's all about you. U doen dit nou vir die laaste maal en dan sing u en u declare hierdie woorde saam met ons. All about you. Ons sing dit dan. It's all about you, Lord. It's all about you. Ons sing dit saam terwyl ons net ons It's hande all about net so waai. Dankie geliefdes. Oh, it's all about you, Jesus. Kom ons gee die Here ons beste prys. Oh, my God. Die ware is, dit is my voorreg om vanoggend al ons leiers te groet en hulle vrouens vanoggend. Ek eer die gawe op julle lewens vanmôre. Dankie dat ons vanoggend kan saam die Here dien. Besonderse groete vanoggend aan al ons mammas. Al ons mammas. Dankie vir julle se gebede. Dankie vir julle se samewerking. Dankie vir julle bystand. Dankie vir julle gehoorsaamheid. Die kerk sou nooit kon funksioneer soos wat dit funksioneer sonder julle nie. Vanoggend wil ek vir alle vroue baie dankie sê. Kom broers, kom ons gee net die Here prys vir hulle. Thank you, Jesus. Dankie vroue. Dankie vir die rol wat julle speel in ons lewe. Dankie vir julle se geduld. Dankie dat julle die lewe in u dra. U hoef nie te baar om 'n vrou of 'n moeder te wees nie. U is 'n moeder by uitstek, by geboorte. U is so geskape deur die Here. U het dit. U hoef nie te wag om 'n eendag 'n kind in die hand te hou nie. U is daai ma. U is daai vrou. U is vol deur die Here geskep. Slaan u hand op u bors. God het my geskaap. Hy het my gesien toe niemand my raak sien nie. Ek is daai vrou.
Jesus. Aan die gemeente, ons jong mense, ons sondagskool kindertjies vanoggend, groete in die naam van die Here. Ons besoekers vanoggend is op die regte plek. Prys die Here, een van ons susters het op haar status geplaas iets moois. Toe sê sy, daar sal baie kom vanoggend, al kry hulle ook 'n koppie en ook chocolaatjie. En hulle is vanoggend hier, jy weet van wie ek praat. En ek het baie lekker gelag oor daai stukkie, wat die persoon daar op haar status gesit het. Ek groet die een en elke. Baie dankie. Ons moet lag, dierbares, en ons moet goed voel. Wanneer ons iets goed hoor en iets goed waarneem. Dankie Warren vir die dienswerk wat julle vanoggend behartig. Die jong mense wat so pragtig gesing het. Die jong mense met meer en mahal sing, man. Amen. Prys die Here op julle bors, man. Amen. Amen. Dankie jong mense. Julle se prys, ons dankie vir die opoffering. Al die jong mense aan ons moeders vanoggend. Ons waardeer al julle opofferinge. Ja, dankie mamas. Dankie vir die rol wat julle ook in my lewe speel. Ek sou nooit kon die mens wees wat ek is, as dit nie julle bydra was in my lewe nie. Vanoggend, glo ek het reg van die Here gehoor. Bly, dierbares, ons moet bly na die gedagte in Genesis chapter 16, Genesis hoofstuk 16, versie 7 en tot en met versie 11. Ek wil net besonders aan al ons vroue vanoggend sê, ek waardeer julle. Ek wil altyd my beste vir julle gee. Ek wil julle nie teleurstel nie. Ek pas my lewe op, omdat ek nie vir julle wil teleurstel nie. Ek het hierdie week iets op my status gesit, en die woord wat die Here gegee het, hierdie week, ons wil met groot waardering en groot eer en agting, eer wat swaar kry. En ek wil vanoggend vir u sê, ek eer u. Ek respekteer u wat swaar het. U wat deur moeilike tye gaan. En weet u wat doen u? U gee nie op nie. U hou aan. Dankie dat u aanhou, al kry u swaar. Dankie mamas. As u die môre sou opgegee het, dan sou die hele huis geval het. Dankie dat u nog staande bly. U se bekering is vir my absoluut belangrik. Ek value jou bekering. Ek het groot agting vir die vroue van die Here. Hulle hou die huis intek. Dankie daarvoor. Die skrif lees dan dierbares as volg. Die 16de hoofstuk, die 7de vers, die engel van die Here het daar by 'n fontein in die woestyn op pad na Sur gekry. Dis vir Hagar. Die engel sê vir Hagar, Hagar, diensmeisie van Sarai, waar kom jy vandaan? Waarheen gaan jy? Sy antwoord, ek loop weg van my meesteres. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres toe en wees aan haar
onderdanig. Die engel van die Here sê ook, ek sal vir jou 'n groot nageslag gee, wat nie getel kan word nie. Die engel van die Here sê toe weer vir haar, jy is nou swanger met 'n seun wat jy in die wêreld gaan bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou noodkreet gehoor. Hierdie seun van jou sal 'n wilde mens wees, soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in konflik lewe met sy broers. Van toe af het Hagar die Here wat met haar gepraat het genoem die God wat my gesien het. Want sy het gesê, ek het die een gesien wat my gesien het. Dis hoekom hierdie put Lagai Fontein genoem word. Dit is nog steeds tussen Kades en Beret geleë. Dit is die woord van die Here. Hagar of Hagar means stranger. It means an outsider. It means she was a foreigner. She's the only one in scripture wat vir God noem Elroy. Sy noem hom alleen Elroy. Want sy het gesê, ek het God gesien en hy het my gesien. 'n vreemdeling, stikkende vrou. Maar hierdie vrou was swanger gewees, terwyl sy haarself in die woestyn bevind het. Haar gesindheid was die oorsaak dat sy uitgedrywe was uit die huis van haar minnares of haar meesteres, verskoon my. Toe sy agterkom dat sy swanger is, toe sy 'n gesindheid gehad, en vanweë haar gesindheid het haar meesteres haar uitgedrywe uit haar huis uit. En sy bevind haarself in die woestyn, en terwyl sy in die woestyn wandel, glory to God, besig om op te gee, glory to God, terwyl sy swanger is. My God, my God. Toe sien die Here haar. En die engel van die Here vra haar, waar kom jy vandaan, Hagar? En waarheen is jy op pad, Hagar? My God, daar is baie Hagars in hierdie lewe. Daar's baie Hagars in hierdie lewe. Daar's Hagars wat nie weet waarheen hulle op pad is nie. Maar hulle is besig om in die woestyn te wandel, want hulle het hulle eie wrogginge. Daar is Hagars wat pyn het, wat mense nie kan sien nie. Daar's Hagars wat 'n begeerte het, dat iemand tog simpatiseer met sy toestand. Daar's Hagars, prys die Here, wat hulle in die woestyn bevind. Hulle is swanger, maar is in die woestyn. Swanger, maar jy bevind jou in die woestyn. Swanger, en jy weet nie wat môre sal inhou nie. Swanger, en jy weet nie wat die toekoms inhou nie. Swanger, en jy weet nie wat môre met jou kan gebeur nie. Hagar was swanger,
terwyl sy in die woestyn geloop het. My God, vroue wat swanger is, dan is hulle diep bedroef. Nie oor die swangerskap nie, maar oor wat gebeur het in hulle lewe. Jy kan swanger wees, dan is jy nie ongelukkig oor die swangerskap nie, maar wat met jou gebeur het. Prys die naam van die Here. Halleluja. En Hagar, hoor wat die engel vir haar sê. Hy vra haar, waar kom jy vandaan? En waarheen gaan jy? Maar my God, halleluja. Thank you, Jesus. Vroue wat swanger is as gevolg van die swangerskap, het soms ook 'n gesindheid. Want die swangerskap bring sy eie emosies. Halleluja. Amen. Amen. Ek wil vir elke man vanmôre sê, jy moet sensitief wees vir die vrou langs aan jou. En veral as die vrou swanger is, moet jy sensitief wees. Want swangerskap bring emosies teweeg. En die emosies verlang geduld met haar. Halleluja, glory to God. Maar daar's ook vroue wat gehaat word omdat hulle swanger is. Amen. Halleluja. Amen. Jy word gehaat omdat jy swanger is. Sometimes moet ons die swangerskap verberg tot 'n sekere tyd. O Here. Soms moet net jy en jou man weet as jy swanger is. Die swangerskap is nie vir almal se ore bedoel nie. Halleluja. Want 'n moederskap praat van beskerming. Moederskap praat van omgee. Moederskap praat om toe te maak. Moederskap praat, glory to God, om nie alle straat toe te vat nie. Maar daar is dinge wat in die huis moet bly, wat in die binnekamer moet bly, wat tussen ons moet bly, tussen ons en die Here. Halleluja, want ek moet beskerm, ek moet nie ontbloot nie. 'n Vrou, glory to God, moet weet van daai diepe geheimenisse. Pas op vir jou mond. Jou mond kan jou swangerskap vernietig. Pas op. Prys die naam van die Here. Vrou wees praat om te weet wanneer om stil te wees. Om te weet, halleluja, wat om te sê en watter tyd. Jou tydsberekening. Hagar se tydsberekening was uitgewees. En omdat haar tydsberekening uit was, het sy in die woestyn beland. Die skrif sê net, toe sy weet dat sy swanger is, toe verander haar attitude. Tydsberekening is alles. Is alles. Evens in die kerk vandag het ek die ding geleer. Jy kan nie met enige iets hierna toe hardloop nie. Of Facebook hardloop nie. Amen. Halleluja. Ek wil 'n ernstige beroep doen. Wanneer 'n mens getroud is en jy's 'n vrou, dan moet 'n mens sensitief wees vir tydsberekening. 'n Tydsberekening. Moenie wil
Wat ek daarby bestel wanneer dit gaan oor die toekoms van jou huis, die bestaan van jou gesin. It's a secret zone that you as a wife and as a mother need to protect. Die hoenderhen leer ek en u 'n beginsel. Ek het nooit gesien die han pas die kykentjies op. Dis die hen wat die eiers bewaar vir die dag van die uitbroei. Die han is besig om kos te gaan soek. Die hen sien hoe die dop Halleluja. Halleluja, gekraak word. Amen. Ek weet nie of u vir my verstaan vanoggend. Maar daar is net iets spesiaal omtrent 'n vrou. Wat ek wil hê die kerk van die Here moet verstaan vanoggend. Jou probleme begin nie noodwendig toe jy swanger word. Dis wat jy daarna doen wat die probleem veroorsaak. Sometimes het die vrou te vinnig gebrek oor iets wat die Here wil doen. En die duiwel het dit gehoor. En dit het die ding gedelay. Want jy te vinnig begin bly word. As daar nou 'n geslag is wat vinnig kan bly word. Meester. Hou vas, suster. Jy moet later sy rok vat en hom trek in sy rok want hy wil haar. Oh my God. Prys die Here. Maar daar is tye wanneer ons moet tydsberekening het. Tydsberekening het. En Hagar antwoord die engel. Nadat die engel vra waar vanaf kom. Waar vandaan kom jy? En waarheen gaan jy? Antwoord Hagar die engel, ek loop weg van my meesteres af. Sê die engel vir Hagar, gaan terug na jou meesteres toe. Dit is Godheid. Gee die Here prys, gaan terug. Hy sê gaan terug na jou meesteres toe. Gaan terug waar alles verkeerd geloop het. Gaan terug na alles, glory to God, wat jy agtergelaat. Gaan terug en gaan face die meesteres. Die skrif sê, die engel sê vir haar, gaan wees onderdanig. Gaan wees onderdanig. Tot sy onderdanig begin word. Tot sy haar eie ek nalaat. Toe sy toelaat dat hierdie mooi God beheer neem oor haar lewe en oor haar toestand. Toe sê die Here, die rimon van die engel, vir hierdie buitelander, hierdie outcast, hierdie vertrapte vrou, hierdie vrou wat swanger is, en die Here sê vir haar, Hagar, come here baby. Oh my God, oh my God, oh my God. Die Here sê vir haar, kom hier man, kom hier. Ek sal jou groot maak. Ek sal vir jou 'n groot geslag gee. Kyk wat doen onderdanigheid. Kyk wat doen onderdanigheid. Vandag, ek preek seker nou iets wat ek stroom op nou beweeg, want die nuwe dispensasie sê, daar is nie iets soos onderdanigheid. Ek kom om vir die nuwe geslag te sê, jou onderdanig of jou seun, jou oorwinning lê in jou
woord onderdanigheid. Hoe meer jy onderdanig is, hoe meer kyk die Here na jou. Amen. Dis 'n valse mite uit die put van die helheid wat vir die kerk sê, daar bestaan nie iets soos onderdanig. Ek en jy is gelyk, man. Wie dink jy, wie is jy? Ek werk ook vir die huis. Ek werk ook vir die huis. Amen. Dalk pay jy ook meer as jou geld is ook meer as maar jou seën lê nie in hoeveel jy verdien nie. Jou seën lê, halleluja, jou seën lê in onderdanigheid. Sy onderdanig is, sê die Here vir haar, ek sal jou 'n groot nageslag gee. Gaan terug, dis jou beloning. Toe sy teruggaan, toe gaan sak sy onder haar meesteres. Sy sê, ek het gekom om jou te dien, want ek het 'n woord gekry van die Here. Sy sê, ek het God gesien en hy het my gesien, my lewe. Sy herroepelik verander. My God, my God. Is in die bares. Vandag gebeur daar diep dinge in die atmosfeer. Daar's diep dinge wat gebeur waarvan ons nie van rekening hou van nie. Die duiwel wil ons permanentig hou, want die duiwel wil jou nageslag vernietig. Hoe kan jy baar as jy bitter en rebels is? Van wat jy baar, halleluja, is alreeds vervloek, van jy dryf teen dit wat God behaag. Maar as jy vanmôre en ek vanmôre in lyn kom met God, dan gee God vir ons 'n nageslag. 'n Nageslag. Het jy al gewonder, of laat ek dit so sê? Ek wil 'n vraag vra. En ek gaan nou verder, as u my so toelaat. Waar het dinge of weet u waar dinge verander het? In u huis? Of in die verhoudinge? Of by die werk? Of waar ook al? Dat dinge nie meer dieselfde is nie. Is u dalk te vol van u self? Is ek dalk te vol van myself? Of praat ek te veel? Jy kry vandag, ja, ek hoor snaaks so goed. Backchats. Die man moet sy mond hou. Leer om ons mond te hou. Iemand moet stil bly. You chat too much. You check too much. Daarom sal kan dinge nie regkom nie. Ons maar om alles reg te stel is baie eenvoudig. Gaan wees onderdanig. Nêrens sê die skrif dat dit na verloop van tyd gebeur. Toe Hagar nou by die huis weer aandoen, toe sê die engel, nou gaan jy baar en jy gaan 'n seun kry. Jy gaan 'n nageslag kry en jy moet hom Ismael noem, en hy verduidelik hoe die kind gaan wees. Sarah was nog nie daai tyd swanger. Die feit dat u nie nou
'n baba in die hand kan hou nie of nou hou nie. Dit maak nie vir u nie 'n moeder nie. Hoor u my vandag? U is 'n moeder, u is 'n vrou. Daar's lewe in u. U is so gebore. Sarah het 14 jaar na Ismael se geboorte het sy eers geboorte gegee aan die beloofde seun van die gelofte. Dink vir u in wat intussen gebeur het. Maar God het nooit hierdie vrou, nadat hierdie vrou haarself gaan onderwerp aan haar meesteres, het God aan haar genade gegee. Sy het haar eie nageslag ontvang. Alhoewel haar seun nie die seun was van die belofte, het God 'n ander volk uit haar uit laat ontstaan. Verstaan u die bars? Daar is 'n beloning wanneer 'n mens teruggaan om reg te maak. Die bar is baie eenvoudig. Gaan maak reg. Moenie maak asof niks gebeur het. Vroue van die Here, u dra groot belofte. U moet gaan regmaak want u weet u is 'n draer van 'n nageslag. Moenie bitter wees en ook swanger wees. U swanger vanoggend. U swanger, Suster Wynand, u swanger vanoggend. Suster Wynand, as ek u vandag sê, as u 'n bitter mens was, sal u kinders ook gevegte veg. Mense haat wat jy haat, want jy het hom so aan hom geboorte gegee. Haat. En toe hy sy kan praat en by sy sinne kom, toe weet hy moet hierdie persoon haat. Diep. Moenie haat in swangerskap aankom nie. Jy's swanger. Jou man moet vir jou sê, jy's swanger. Kan nie enige iets in jou lewe toelaat. Moet huis toe gaan. Jy moet terugkeer en jy moet gaan regmaak. Dis 'n heilige making woord vir vroue. Kan nie 'n vrou wees, kan jy nie vergewe nie. Vergewe! Jy dra 'n nageslag in jou in. Is dalk miskien 'n verskoning vir 'n man om met haat rond te loop, maar vir 'n vrou wat die naaldstring van 'n seun en 'n dogter gekonnekt is, kan dit nie waag nie. Jammer vroue, maar die Here praat vanoggend. Here praat vanoggend. Thank you Jesus. As bitterheid oor jou kom, sê duiwel, jy's 'n leienaar. Ek is swanger en ek dra die lewe, 'n nageslag in my in. Jy sal my nie so vernietig nie. Engel van die Here sê verder, jy is swanger met 'n seun en 'n nageslag. Die duiwel wil hê ons moet trots wees, dierbaar is. Hy wil ons hardkoppig maak. Ek het al gesien, al die man het al vergewe, maar die vrou hou nog steeds. Sy net al lang al vergewe. Hang wel nie nog aan hierdie ding. Want sy is koppig. Rebels. Ek sê nou sê jy is nie, moenie stryd vat Evelie. Moenie daai ding doen nie. Los die goed man. Because jy is swanger, gee die Here prys. Amen. Geen man kan in jou huis bly met 'n gesindheid wat nie strook met die woord nie. Alles die skrywer sê, mans word aangetrokke tot 'n vrou wat haar
knap gedra. Die beste suksesvolle mans soek 'n vrou wat in posisie is. Amen. Hoor, ek praat volgens. Once jy skande bring oor 'n man, dan druk jy hom weg. 'n Man kan nie met die skande van sy vrou lewe nie. Dis hoekom die profeet van die Here, God moes met hom praat en sê, vat daai vrou, die prostituut. Want hy wou nie aan haar wees. Hy kan nie. Daarom moet jy goddelik wees. Nou geset wandel. Nie met losgoed nie. Wag voor jou mond sit. Weet hoe om te praat in alle kringe van die samelewing. Weet hoe om aan te trek en uit te loop en in te kom en te deel met sekere fasette. Dit is vrou wees. 'n Vrou kyk haar man van vooraf. 'n Vrou kyk haar man as hy wegstap, dan kyk sy agter hom. 'n Man kyk sy vrou van 'n man kyk eers 'n vrou van bo af. As ek my vrou se preek so sien, dan sê ek, nee man, jy's daarom net die breinse. Vat ek haar so. Dit is die teachings wat ons moet gee op dae soos vandag. Om net die mindjie te vat om te skud, sodat ons weer in lyn kom. Man sou nie van vrouens wat die geselskap oorvat. Jy kry 'n aftrek, maklik. En jy boe oor hom praat. As jou man in die company is, moenie boe oor jou man praat. Moenie jy vir hom wil sê wat hy moes gesê het. Hou jou mond, suster, al praat jy ook verkeerd. Kom in lyn. As hy in die company is, moenie oor hom praat. Daar's maniere hoe 'n mens jou gedra as 'n vrou. Amen, in 'n company. Daar's ook 'n ander manier wanneer jy jou gedra as jy nie in die company is. En in daar's twee maniere. As ek in die company is, moet ek van my vrou, daar's 'n ander manier. Ek moet mos weet, sy kyk op na my. Dieselfde met die vrou. As julle nou vroue by mekaar het, dan is fyn so. Julle is vroue by mekaar. Maar jy kan nie hierdie selfde gedrag hê in die teenwoordigheid van jou meester. Praat ek reg, Suster Welde? Is 'n ou tydse boodskap. Hierdie mevrou. Daar's gedragspatrone. As jy so handel, sal jou man altyd in die huis bly. Oh, is die waarheid. Die duiwel sit by die deur van elke huis. En hy kyk om vir wie om te verslaan. Agar noem die seun, die engel sê vir hom, noem die seun Ismael, want die Here jou noodkreet gehoor. Dierbare suster en broer, die Here sien u noodkreet vanoggend. Daar's niks wat met u gebeur waarvan die Here nie kennis dra nie. God dra kennis van u se seer vanoggend. Ek staan hier vandag. Ek het groot respek vir die vroue van die Here. Die vroue van die Here is vatbaar vir die Heilige Gees. Die vroue van die Here kom eerste tot bekering. Gewoonlik 80% van die tyd
kom die vroue van die Here eers tot bekeer. Nou sê Hagar, die Here God het my gesien, en sy noem hom Elroy. Want sy sê, ek het die een gesien, wat my gesien het. Gaan terug, jy kan nie langer in die woestyn bly nie. Vrou van God, jy kan nie, want jy is swanger. Sy by haar meesteres huis kom, toe bore Ismael, nadat sy teruggegaan het, huis toe. Elke oog is gesluit. Hoe shatara pasat. Jy's pragtig. Jy's mooi. Jy's swanger. Die duiwel is agter jou swangerskap. Maar vanmôre sê die Here, gaan terug. Gaan wees onderdanig. Jy het nie nodig om weg te hardloop nie. Bly by die Here. Jy het nie nodig om jou pyn alleen te dra nie. Bly by die Here. Jy het nie nodig om vanoggend te voel niemand gee vir jou om nie. Jy het groot waarde. Dalk na hierdie diens is daar nie 'n geskenkie vir u nie. Dalk na hierdie diens is daar nie iemand wat vir jou spesiaal het voel nie. God sien jou vanoggend. As ons vanmôre gekon het, sou ons al hierdie vroue in hierdie kerk gehou het. En julle die beste behandeling ooit kon gegee het. As ek my sin kon gekry het, en die Here ken my hart, sou ons vir julle gepamper het, sodat julle net gewaardeer mag voel. Almal gelyk gehanteer word. Here, help my vandag. Help my, Here, dat my verlange vervul sal word vir elke vrou in hierdie kerk. Merk hulle voetstappe as hulle uitstap. Kyk na hulle, Here, wanneer hulle vandag na huis toe stap. Kyk as hulle vandag hulle hoof gaan lê op 'n bed miskien, of gaan sit aan 'n tafel. Waar ook al, mag so 'n vrou gewaardeer voel. My gebed is, Here, ek plei die bloed van Jesus oor alle vroue. Kyk na hulle, die draers van die nageslag van hierdie kerk. Die draers van die toekoms van hierdie kerk. Kyk na hulle, Here. Dankie, Here, dat die skaapboer sy oë uitfaseer, wat moontlik swanger kan word, vir hulle spesiale dieet gee, sodat hulle gesonde geboortes kan lewe. Vandag was hierdie preek nie om vir hulle uit te skel nie, maar om hulle gereed te kry vir 'n gesonde geboorte. Here, dankie. Dankie, Here, vir die woord. Hou ons vroue, hou hulle, Here, dat hulle nooit sal wankel nie. Is daar iemand wat gebed nodig het? Wat sukkel vanoggend? Wat deur 'n moeilike tyd kom? Wat vanmôre sê, pastor, sluit my in jou gebed. Dan bid ek saam met so 'n persoon. Terwyl ons in die agtergrond 'n lied gaan kry. Is daar iemand wat huis toe wil kom? Wat weet, jy is swanger, mevrou, jy het gehoor jy is swanger. God wil vir jou help. Kom, jy's kosbaar vir die Here.
Jy moet gewaardeerd voel. Kom uit die woestyn nie, dis nie die plek vir jou nie. Ek bid saam met u vanoggend. Jy's kosbaar. Manne, julle het ook gehoor met wie jy te doen is. Pas jou vrou op, moenie dat sy swaar kry nie. Moenie vir haar uitstoot nie. Kyk na haar. Kyk na haar, luister na haar. Bemin haar. Wees vir haar lief. In Jesus se naam. Is daar nog mense? Ek gaan sag bid oor hierdie skare voor my. Vader Here, hier staan ook mans vanoggend. Hier staan jong dogters, getroude vroue, oud en jong. Ek wil 'n deel van my lewe en in hierdie gees wat U aan my vanmôre toevertrou. Ek wil bid, Here, versterk die bloedlyn